Vanoggend se tema is deel van ons eerste reeks. Ons eerste reeks is Vind vrede in die storm. Broer Johan het nou die oggend die eerste preek gegee. Ek gee nou die tweede preek. En dat jy ook vir die Here sê, Here, leer my vanoggend iets oor die storms in my eie lewe. Vanoggend se tema is God se krag in jou swakheid. Dat ook in jou swakheid gee die Here krag. Daar's geleentheid vir stil gebed en daarna sal ek 'n kort gebed doen. Here, as ons vanoggend hier by mekaar is, as broers en susters, en as u kinders, as 'n geloofsfamilie, dan bid ons, o Heilige Gees, dat u nou ons harte sal rustig maak. Dat u, o Heilige Gees, ons sal help om te fokus op 'n ontmoeting met u en 'n verhouding met mekaar. Sodat wanneer ons ook hier uitgaan vanoggend, ons sal kan sê, ons het die Here God gehoor, ons het hom ontmoet, en ons het ervaar wat dit is om 'n geloofsfamilie te wees. In Jesus se naam. Rondom Jerusalem is berge, so is die liefde van die Here wie hom dien. En daarom kan ons vanoggend saam met die psalmskrywer sê, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En ons sê almal saam, amen. Broers en susters, is my voorreg vanoggend om julle te groet in die naam van die lewende God. Ontvang vanoggend sy liefde en sy genade en sy omgee. En dit kom van God die Vader, die Seun Jesus Christus, ons Here, en God die Heilige Gees. En ons sê almal saam, amen. Jesus het gesê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, met jou hele verstand, en jou naaste, ander mense. Ons is lief vir ander mense. Moet jy lief hê soos jouself. En in sy laaste testament, Johannes 14, toe sê hy, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar ook lief hê. So as ons nou hier sit vanoggend, dan gaan ek vir jou 'n kans gee om net so 'n bietjie na jouself te kyk. Het jy die Here jou God lief met jou hart, met jou siel, met alles wat jy doen, al jou krag, en met jou verstand, hoe jy dink, wat is in jou gedagtes, hoe praat jy, wat se woorde uit jy, want dit kom met jou gedagtes uit. En as gevolg daarvan, ander mense, mekaar en ander mense, die ander mense, ons praat eers daaroor, hoe lief het ek vir ander mense, want dit is die samevatting van die wet. En dan die middelste een wat Jesus sê, maar julle moet mekaar ook lief hê. Daar's geleentheid vir selfondersoek. Broers en susters, maar gelukkig sê die Bybel ook, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig, en hy reinig ons van al ongeregtigheid. Hy vergewe alles. En daarom wil ek vanoggend ook vir julle vryspraak gee. Ek wil vir julle vertel dat die kruisdood van Jesus en die opstanding van Jesus, en die hemelvaart van Jesus, as jy dit glo, het hy jou vrygemaak van alle ongeregtigheid. 1 Johannes 1 vers 9. Leef nou as vry mense. Leef soos mense wat kan sien, jy's 'n kind van God. En daarom kan ons geloof bely, en ek doen dit altyd na aanleiding van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons gaan dit nie op die bord hê nie. En die geloofsbelijdenis van Nicea fokus op Christus. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, van alles wat ek kan sien, maar ook die dinge wat ek nie kan sien nie, want daar is goed wat
bestaan, wat ons nie met ons oë kan sien nie. Daar is die mikrokosmos en daar is die makrokosmos. Daar is dinge ver wat die Here gemaak het. Daar is klein dingetjies wat die Here gemaak het wat ons nie kan sien nie. Ek glo in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, Johannes 1, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het. Wat terwille van ons die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, wat gelei het, begrawe is, maar wat op die 3de dag opgestaan het, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom, maar met heerlikheid, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. Ons glo ook in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker. En dan is hier nou 'n sinnetjie wat ek altyd bid, wat van die Vader en die Seun uitgaan en wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word. As ons dikwels bid en julle moet na julle eie gebede kyk, dan bid ons tot die Vader. Maar wie van julle bid ook tot die Gees? Ons bely wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word. Ons bid ook tot die Heilige Gees. En wat gespreek het deur die profete. Ons glo in een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons glo dat daar net een Christelike kerk is, ongeag die denominasies. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis. En dit staan 1 Korinte 15. En die lewe van die toekomstige eeu. En ons sê almal saam. Amen. Ons kan ons Bybels oopmaak by 2 Korinte 12. Ek gaan die teks ook, die van julle wat nie julle Bybels het nie, ek wil tog maar vir julle motiveer om altyd julle Bybels te bring, want 'n ou kan lekker die Bybel krap en aantekeninge maak. Maar as julle dit nie het nie, ek sit die hele teks op die bord, maar dit is nie dieselfde as om in my eie Bybel te lees nie. 2 Korinte 12 vers 1. Liewe Vader, oor die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, baie dankie dat ons as 'n geloofsfamilie, oupas en oumas, paas en maas en kinders vanoggend hier by mekaar is. Baie dankie vir hierdie wonderlike dag. Na 'n week wat ons so warm gekry het, dat U met die wolke en die lig en die reën wat in die aande geval het, vir ons ook belofte gee van 'n koeler dag. Baie dankie vir die lewe, dat ons wat hier is, kan leef. Dankie vir die Bybel. Die Bybel, o Vader, wat U duisende jare terug, soos ons in die belydenis nou gesê het, mense gebruik het, met hulle taal en hulle hande en hulle verstand, maar dat U wil in hulle ingeïnspireer het, om vir ons te help, soos ook vanoggend. Vader, ons erken dat ons vanoggend hier met ons eie geraas ingekom het. Ons eie onvermoë om te hoor wat U wil is. En daarom bid ons, o Heilige Gees, U wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, dat U vanoggend deur die woord met ons sal praat, deur die bediening van die woord, die preek, Here, dat U ons sal aanraak, dat U ons sal troos en sal motiveer, dat U ons sal versterk en sal hoop gee, ons geloof sal ophef. Here, as ek so bid
vir ons, dan kom ek ook heel laaste as ek vir myself bid. Want hoe kan ek preek as U my nie stuur nie? En hoe kan ek vertel as U nie die woorde vir my gee nie? En hoe kan ek dit doen as U my nie inspireer nie? Daarom bid ek dat U nou vir hierdie rukkie vir my as mens wegvat. En U wil, U woorde, U verstand en U emosie sal oordra. Baie dankie dat ons as 'n geloofsfamilie dit kan bid in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. En God se kinders bid almal saam. Amen. Kom ons lees saam. Om te roem het wel geen sin nie, maar terwyl ek dan nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die 3de hemel. Of dit in die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag spreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. As sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of hoor sê het nie, selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van die Satan om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my weggeneem moet word. Sy antwoord was: my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor die swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is ek sterk. Kom ons kyk na daai deel in vers 9. My genade is vir jou genoeg, my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Dan die laaste sinnetjie van vers 10. Want as ek swak is ek sterk. Die man van wie ek nou vir die kinders vertel het, Nick Vujicic, is 'n Australianer. Hy's gebore sonder arms en sonder voete. Hy het sy linkervoet, as julle daar kan sien, sy linkerbeen, dit lyk amper soos 'n hoenderbeentjie wat daar uitkom. En hy was baie ongelukkig aanvanklik as kind dat hy so gebore is. Toe hy gebore is sy ma en pa hom in die hospitaal gelos en weggegaan. Want hierdie frats van 'n kind kan 'n mens tog nie hou nie, hulle het hom liewers te gee vir ander mense. Maar die Here het in hulle gewerk en weer het hulle hom gevat en hom grootgemaak as 'n gelowige. En hy het aanvanklik baie gevra, hoekom het God my so gemaak? En dan, hoekom antwoord God nie my gebede nie? Hy was op 'n stadium so ongelukkig oor hoe hy lyk, dat hy 3 maal probeer het om homself te verdrink in die bad, omdat hy nie tevrede is met die karikatuur wat hy is nie. En na die 3de keer wat hy probeer het om homself te verdrink, het hy werklik regtig uit moedeloosheid na God toe gegaan.
En hierdie keer was sy gebed anders. Hierdie keer het hy die eerste keer gebid, nie Here, hoekom nie, maar Here, gebruik my in hierdie situasie. Here, hier is ek, doen nou met my wat U met hierdie liggaam wil doen. En hierdie man, broer en suster, het wat ek vir die kinders vertel het sekerlik alreeds meer as 1 miljoen mense vir Jesus bereik. Hy is die wêreld vol gereis om die evangelie van Jesus vir mense te vertel. Toe ek nog met kinders gewerk het, my kinders sal dit vir julle vertel, het ek vir hulle video's van hierdie ou gewys. Hy het getrou, julle sal dit nie glo nie, hy het getrou, hy het 'n pa geword en met daai lyfie neem hy aan sport deel, hy kan swem. 'n Man wat gesê het, Here, gebruik my. Sy swakhede het nie weggegaan nie. Maar sy grootste swakheid het sy sterkste instrument geword wat God gebruik het. Ons is besig met 'n reeks van 3 preke van vrede in die storm. En ons doen dit omdat ons jaartema is onmoontlik om hierdie ou reg te maak. Nie by God nie, maar God het hom op 'n ander manier gebruik. Bou 'n gemeenskap van hoop. Maar hoe kan 'n mens 'n gemeenskap van hoop bou as jy self soos 'n uitgewaste lap voel? As jy self deur die lewe geklap word, links en regs, op en af. Of dit in die politiek is, of in jou persoonlike lewe, of as jy net allerlei dinge met jou gebeur. Hoe kan 'n mens bou as jy moeg is? En daarom hierdie reeks wat ons vanoggend het, en die tema vanoggend, vind vrede in jou storm, deur die krag in jou swakheid te kry. Die krag is God. Want dit is moontlik. Wie was Paulus? Paulus, broer en suster, as ons hier lees, dan vertel hy van 'n man wat hy ken, wat tot in die 3de hemel geruk is. Nou die 3de hemel, in daai tyd se verstaan, die eerste hemel was hierdie in die lug waar die voeltjies vlieg. Die tweede hemel was daar waar die sterre is, en die 3de hemel is daar waar God is. So hy vertel van 'n man wat tot daar geruk is. En heel waarskynlik, as ons na hierdie teks kyk, net 'n bietjie dieper kyk, dan praat hy van homself. Maar vir 14 jaar, dit het 14 jaar terug gebeur. Vir 14 jaar het hy nooit hieroor gepraat nie, omdat Paulus nie roem oor dit wat met hom gebeur nie. As daar nou een nou is wat dit kon doen, was dit hy. Maar Paulus het gefokus op die evangelie van Jesus, het altyd vir hom gegaan oor Jesus. En nou kom hy en hy sê, omdat ek nie wil hê iemand moet aan my meer toeskryf nie, as wat hy my sien of hoor nie, selfs nie van verhewenheid van die openbarings nie. Sien, Paulus kom en hy sê, mense wat 'n besonderse pad met die Here loop, soos hy, selfs sulke mense, kry nie altyd wat hulle voorbid nie. As daar nou een is wat dit behoort te gekry het, was dit tog Paulus. Paulus wat die Here Jesus self gesien het. Paulus wat vir die ouens sê, luister ouens, ek was tot in die hemel. Ek het klanke gehoor wat God en hemelwesens praat wat ek nie vir julle kan sê in menslike taal nie. Selfs hy bid en hy kry dit nie. Hy sê, 3 maal het ek die Here gebid, dat dit van my weggeneem moet word. Ons kan ook sê, as daai gebid, as jy na die Griekse woord kyk, kan jy sê, 3 maal het ek by die Here gepleit hieroor. Nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, 3 keer. Of dalk meer, by wyse van beeldspraak. Dit was nie maar 'n gebedjie wat hy in die aand opsê, net voor hy gaan slaap, ek is 'n kindjie klein, Jesus maak my hartjie ry nie.
As jy na daai Griekse woord kyk, ek het die Woordeboek betekenis daar vir julle gesê, dis 'n dringende pleit voor die Here dat hy jou omstandighede sal verander in 'n oortuiging dat hierdie doring in my vlees kan verander. Ons weet nie eintlik wat die doring is nie. Ek het dit al vir julle gesê, ek het dit so ruk terug ook oor hierdie teks aangehaal. Van die vroegste tyd van die kerk af het mense verskillende beweringe. Sommige ouens sê dis die Joodse leiers wat hom vervolg het, of die ander leiers wat hom vervolg het wat nie opgehou het nie. Ander ouens sê hy het malaria gekry op sy sendingtogte en dit het hom baie siek gemaak. Ander ouens sê as jy na daai teks kyk, dat dit dalk 'n hemelse wese was of 'n demoon was wat God toegelaat het dat hy vir Paulus pla. As ons na Galasiërs kyk, dan is dit waarskynlik, ek het nou nie daar, as 'n ou kyk, dan is dit waarskynlik dat hy nie meer goed kon sien of so nie. Die antwoord is iets wat hy kry wat hy nie wou hê nie. Dit lyk asof hy nee kry. Dit is soos ouers wat bid vir kinders wat afdwaal. En bid, intens bid, dat die kinders moet terugkom na die Here toe en daai kinders kom nie terug nie. Baie van ons ken dit. Dis soos 'n vrou of 'n man wat sien hulle huwelik is op die rotse en wat bid en vir die Here vra, Here red my huwelik, en daai huwelik wil net nie herstel nie. En die huwelik breek op. Dis soos 'n man of 'n vrou wat kroniese depressie het. En wat keer op keer in die kerk na vore kom en vra dat die gemeente bid, dat hierdie depressie moet weggaan, die depressie los hom of haar net nie. Die leuen wat gelowiges heel dikwels vir ons vertel is, as jy genoeg glo, as jy genoeg pleit, as jy opreg bid, dan sal jy kry. Paulus het dit ook gedoen. Maar sy doring het gebly. Hoekom? Want God het iets beters in gedagte gehad. Iets anders in gedagte gehad. Hy het gesê, my antwoord is vir jou genoeg. My krag kom self my krag kom tot sy volle werking juis wanneer jy swak is. God se volle genade, sy krag kom juis tot in werking wanneer jy swak is. Julle moet mooi kyk wat daar staan. Kyk mooi, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Is iets wat ons oor opgewonde kan wees, wat troos, en dit is God hoor jou gebede. Want God het met hom gepraat. Maar daar is 'n uitdaging in hierdie antwoord van die Here. Die Here antwoord nie soos ons verwag nie. God sê nie, ek vat jou doring weg nie. Hy sê wel, ek gee vir jou genoeg genade om dit te hanteer. Kyk wat sê Paulus, hy sê, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daai begrip genade in die oorspronklike taal is meer as net die genade sodat jy gered kan word. Dit is ook dat God vir jou in jou elende of in jou doring, wat dit ook al is, vir jou guns gee. Dat God as te ware by jou is, dat hy teenwoordig is by jou in hierdie tyd. Dis asof God van buite af vir jou krag gee. Nie jou eie krag nie. Want dis wat ons doen. Ons wil met ons eie krag hierdie ding doen. God sê nee, die begrip genade is, ek kom van buite af en ek help jou. God is daar vir jou, ek sal jou dra. Kyk verder na daai begrip. My krag kom juis tot volle werking. Dit is nie toevallig nie. Dis nie, my krag sal dalk tot volle werking kom wanneer jy swak is. Dis 'n beginsel. Dis 'n feit wat die Here sê. Die Here sê, wanneer jy swak is,
dan moet jy weet, ek gaan deur jou werk. Nie wanneer jy sterk is nie. Kyk, dis soos 'n elektriese draad. As jy 'n elektriese draad het en jy bedraad jou huis, dan het jou huis nie lig nie, nee. Daar's nie lig in jou huis as jy elektriese bedrading ingesit het nie. Wanneer jy lig, as die krag deurgaan, as die elektrisiteit deurgaan, as dit aangesit word. Ons is soos daai draad. Ons het niks. Maar as die krag van God nie in ons is, en aangesit in ons nie, dan gaan ons nie kan skyn in ons swakheid, in ons doringstyd nie. Met ander woorde, ons swakheid maak ons oop vir God se krag om deur ons te werk, soos elektrisiteit deur 'n elektriese draad werk, gaan, die krag deur die draad gaan. So as God deur ons swakheid gaan, dan beteken ons iets vir God. Dis soos 'n vrou wat kanker het. Sy kry chemo, haar hare val uit, en sy stap hier in, en sy is vrolik, en sy groet ons almal. Wat sal ons sê? Ons sê, daai vrou verheerlik die Here, dis die Here wat haar so gemaak het. Prys sy naam, en sy sal sê, die Here is vir my goed. Aan die ander kant, as ons hier instap en ons makeer niks, en ons is gesond, en ons is vriendelik, en ons groet mekaar, dan is daar geen rede om te sê, die Here is goed nie, want dan sal ons sê, nee, dit is maar daai ou se talente, en sy persoonlikheid, en sy geaardheid wat dit doen. Maar wanneer dit van buite afkom, dan bring ons aan die Here die eer. As ek na daai teks kyk, dan lyk dit vir my, daai teks sê, daar's 'n omgekeerde logika, wanneer dit by God kom. Kyk mooi wat staan, hy sê, daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor my swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is ek sterk. Dis nie hoe die wêreld werk nie. Dis verkeerd wat daar staan. Kyk wat staan daar, ek gaan dit weer lees. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem. Die wêreld sê die teenoorgestelde. Die wêreld sê, roem oor jou sterkpunte. Plaas op sosiale media die wonderlike goed wat jy doen. As jy vir werk gaan, sit al die goeie goed wat jy doen. As jy met mense praat, brek maar 'n bietjie oor jou goeie prestasies. God sê, roem oor jou swakhede. Want dan en dan alleen kan jy aan hom die eer bring. Roem oor jou probleme. Want dan en dan alleen is jy oop vir hom. Die omgekeerde logika van die Bybel is, ek is tevrede wanneer daar dorings in my lewe is wat nie wil weggaan nie. Paulus sê in Filippense 4 vers 4, ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. In alle omstandighede beteken alle omstandighede. Nie, ek verdra nou maar alles nie. Nie, ek aanvaar dit nou maar gedwonge nie. Ek is tevrede. Dis wat hy sê in 2 Korinte 12. Ek sal oor my swakhede roem. As ek swak is ek sterk. 'n Broer en suster, dis nou maklik om dit te sê. Almal van ons het dorings in die vlees. Dinge in die liggaam of dinge in ons privaat lewe wat dit baie keer moeilik maak. Daar's 3 maniere wat jou kan help om dit te dra. Die eerste ding is aanvaar dit. Erken jou doring, erken die swakheid, erken die probleem waarbinne jy nou is. Noem dit by die naam.
Dis iets wat ons nie van hou nie. Ons wil nie erken ek is bietjie arrogant. Ons wil nie erken dat hierdie probleme van my so angstig maak of so morbied maak dat ek in die aande nie kan slaap nie. Ons wil nie erken dat ek dalk die probleem is dat my huwelik nie so lekker werk nie. Maar erken dit, dis wat Paulus doen. Paulus skryf vir die gemeente van Korinte eerlik, die doring in die vlees. Hy erken dit, hy steek dit nie weg nie. Daar's 'n tweede ding, en nou raak dit 'n bietjie moeiliker. Sê bid, maar wees oop dat die Here 'n ander plan het. Kyk, Sadrag, Mesach en Abednego is in die vuur gegooi. En voor hulle in die vuur gegooi is, het hulle tog ook gebid, Here, keer ons van hierdie vuur. Maar dit nie gebeur nie. Maar toe hulle in die vuur was, wat het die koning gesien? Nie 3 mense nie, maar daar was 'n 4de hemelwese. God het hulle nie van die vuur gered nie, maar in die vuur het hy saam met hulle geloop. Dikwels haal die Here ons nie uit hierdie vuur uit nie. Maar ons doring in ons vlees is 'n plek waar jy saam met die Here loop. Verstaan julle? Maak jou hart oop, laat jy saam met die wees oop daarvoor. En hierdie is baie kosbaar. Paulus skryf in 2 Korinte 1, skryf hy dit, jou doring in die vlees, jou probleem, dit wat jou vrede wegvat, is juist die brug na ander mense toe. Hoe kan jy ander mense help as jy nie self weet wat die probleem is? Ek het al baie, in ons omgee groep doen ons nou vir Job. Ek het al baie oor sy vriende gedink, en daar is baie geskryf oor sy vriende. Job se vriende, die meeste van hom beteken die eerste 7 dae toe hulle monde gehou het. Toe begin hulle praat. En hulle het die mooi goed gesê wat ek vir julle sal sê as julle na my toe kom. Maar ek dink die fout van Job se vriende is, hulle het gepraat sonder dat hulle geweet het. Hulle het nie hulle kinders verloor nie. Hulle het nie hulle besittings verloor nie. Hulle het nie op die ashoop gaan sit en so sleg gelyk dat mense nie na hulle wil kyk. En hulle het vrouens het nie vir hulle gesê, vloek God en gaan dood nie. En toe praat hulle maar. Sien, daai probleem wat jy het, is daar om iemand anders met 'n soortgelyke probleem te help. In elke moeilikheid bemoedig hy ons, daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Die ma wat 'n miskraam gehad het, kan die jong vrou wat nou 'n miskraam het, gaan help. Ek kan nie. Die ou wat reeds, man of vrou, wat reeds gelikodeer is, kan iemand anders, wat ook gelikodeer is, gaan help. Die van ons wat dit nog nie ervaar het, nie weet nie eintlik wat dit is nie. Nee. Iemand wat deur geweld is, wat 'n familielid doodgeskiet is, of wat self opgeskiet is, of wat ook al, kan iemand anders wat in soortgelyke omstandighede is, help. Of iemand wat worstel met kanker, kan iemand met soortgelyke omstandighede help. Of iemand wat 'n weewenaar of 'n weduwee is. Dis die brug wat jou probleem na ander mense oopmaak. Dan kyk jy weg van jouself maar na ander.
Die ou dominee van die Vrystaat het baie gehakel as kind. En in sy tienerjare het die Here hom geroep om 'n predikant te word. Maar die van julle, almal van ons het waarskynlik al mense mee te doen gehad wat gehakel het, en hulle is dikwels 'n bron van bespotting. So op skool het hulle hom ook maar bespot en vir hom gelag. Vir hom sê hy moet lees en sulke goed en dan hakel hy. In sy tienerjare te roep die Here om 'n predikant te word. En hiermee het hy baie geworstel. Want hy wou nie, hoe kan hy wat hakkel 'n predikant wees? En die aand toe hy uiteindelik voor die Here kniel en vir die Here sê, Here, ek sal dit doen. Toe skryf hy 'n brief, daai is nou daar klein daar, kan ek hier lees. Hy het geskryf, hy sê, Here, U weet ek kan nie praat nie. U weet mense sal my uitlag as U wil hê ek moet preek. Moet U self praat. Ek het niks om aan te bied nie. Net hierdie gebroke mond van my. En toe vou hy daai brief op en hy sit dit in die teks wat ons nou gelees het by 2 Korinte 12. En elke sondagoggend voor kerk, voor hy preek, dan het hy die Bybel oopgemaak, dan het hy daai boodskapie, daai briefie wat hy vir die Here geskryf het, gelees. Aan die einde van sy bediening, toe vra die gemeente vir hom, Dominee, hoe is dit dat u wat hakkel, hierdie bediening kan hê om te kan preek? Want as u preek, dan is dit asof die Here self praat. Mense kom tot bekering, mense huil in die kerk. Dis asof ons voor die Here kniel wanneer u preek. En toe maak hy die Bybel oop daar by 1 Korinte 12 en hy haal die briefie uit en hy lees dit vir hulle. My genade, broer en suster, is vir ons genoeg. Nie jou krag nie, maar God se genade. En jy's in die plek waar jy die swakste is en waar jy die meeste sukkel. Jy's op daai plek, is die plek waar God die sterkste is en waar jy wil ontmoet. Ek het vir julle so 'n hele ruk terug vertel van my sware Wally wat motorneuron siekte gehad het. En ek gaan nou die laaste keer oor hom praat. En so die naweek van die 3de Februarie is Wally oorlede. Met motorneuron siekte is dit 'n baie slegte sterfbed wat jy het. Die van julle wat Joost se lyding onthou, dis dieselfde wat Wally gehad. En Wally was 'n baie aktiewe sportman. Comrades gehardloop, Two Oceans fiets gery. Hy was 'n Springbok skut. Hy was besonder begaaf en talentvol. Maar wat my van Wally getref het, was dat hy selfs op die bedleentheid, onthou hierdie ouens versmoor. Want hulle kan nie meer eet nie. Hulle spiere gee in. So hulle word lam en dan kan hulle nie eet nie en hulle kan later nie meer asemhaal nie. Dis 'n verskriklike dood. Hy het nooit kwaad geword vir die Here. En Wally het iets gedoen. Hy het sy reis met motorneuron siekte neergeskryf. Toe het hy dit vir my gegee en ek moes dit nou so skryf dat die mense dit kan lees. En hy sluit af, ek het nou die hele brief by die huis vergeet, maar hy sluit af, met daai stuk is eintlik wat ek vir julle wil lees, met dit, waar hy die volgende sê, hy sê, die motorneuron siekte het my geleer oor liefde, geloof, en wat werklik in die lewe belangrik is. Hierdie swakheid
motorneuron siekte, het baie van my geneem, maar dit het ook iets gegee, 'n dieper verhouding met God, en 'n waardevolle les oor wat dit regtig beteken om te lewe. En mag hierdie woorde jou seën. Mag hulle jou herinner dat geen siekte sterker is as God se liefde. 'n Ou wat juis rede het om te kla. Want baie van ons kla as ons probleme het. Dat hy verstaan het in sy swakheid is God. Ek sal nie weer van hom praat nie, maar ek wil die getuienis klaarmaak. Ons 'n getuienis. Die vraag is nie, wanneer vat God my doring weg nie. Dis nie die vraag nie. Dan verstaan ons die Bybel verkeerd. Dis eerder, verstaan jy dat God se genade genoeg is. Gaan jy, in die belangriker vraag, en daarmee sluit ek af, is gaan jy toelaat dat God deur sy krag die doring in jou lewe gebruik tot sy eer. Vader, baie dankie vir die woord dat U ons geleer het dat U by ons is met ons swakhede en dat ons swakhede juis die plek is waar U ons sterk maak. Dat U teenwoordig is daar, dat U ons daar gebruik, dat U daar vir ons betekenis gee. Maak ons oë oop om U te sien, daar waar die doring is, wat ons moedeloos maak. Ons wil, soos Nick, hoe Jesik vanoggend ook sê, Here, gebruik ons. Ons wil nie vir U voorsê nie, ons wil nie meer hoekom vra nie, ons wil net sê, ten spyte van ons swakheid, hier is ons, gebruik ons. So bid ek vir die land, saam met my broers en my susters vanoggend, dat U hierdie land 'n plek sal maak waar U, o Here Jesus, sal skyn, dat die wêreld sal weet dat U die enigste verlosser is. So bid vir ons stad, vir die verkiesings wat later die jaar kom. Vader, ek bid vir hierdie wonderlike geloofsfamilie wat vanoggend voor my sit, en hulle wat ook nie vanoggend gekom het nie. Dankie vir almal wat bly is en dankbaar is en opgewonde is en vrolik is, wat lag. Dankie vir hulle. Maar net so, Here, is daar van ons wat hartseer is en huil en siek is, bekommerd is. Dra hulle ook. Ons bid vir die siekes. Vir die wat U gesond wil maak, maak hulle gesond. Vir die ander, Here, wees daar soos Paulus, daar in hulle siekte, by hulle wanneer hulle ook ly. Dankie vir almal wat diensbaar is, almal wat op puntdiens is, almal wat hand opsteek en sê, met my gawes en my talente sal ek die Here hier verheerlik. Ons bid vir die gemeenteraad van Woensdag, dat U ons sal lei, o Heilige Gees, dat wanneer ons klaar is, ons ook sal kan sê, die Heilige Gees in ons het besluit. Baie dankie vir U goedheid en U liefde en al die genade. Ons bid dit in Jesus se naam en ons sê almal saam, amen. Ek ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die Here sal jou seën en beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en hy sal vir jou genade gee. Die Here sal jou gebede verhoor en hy sal vir jou vrede gee. Ontvang dit in die naam van die drie-enige God, God die Vader, God die Seun, Jesus Christus ons Verlosser, en God die Heilige Gees. Van nou af en vir altyd. En ons sê almal saam, amen.